Goeiemôre geliefdes. Baie welkom by vanoggend se Kersdiens. En ek wil graag vir almal van julle, as ek dit nog nie gesê het hier buite nie, 'n geseënde Kersfees vir julle. Mag dit 'n regtig ongelooflike belewenis van die Here se nabyheid, sy liefde vir ons, sy omgee vir ons, wees ook vanoggend en ook elke dag wat hierna volg. Mag Kersfees elke dag in ons lewens wees. En dan wil ek julle ook sommer uitnooi na Sondag se erediens wat eintlik ons oujaarsdiens dan ook gaan wees. Almal van julle is weer eens baie welkom daar. En vir die wat hier kuier vanoggend, ek het 'n klomp vreemde gesigte gesien en 'n klomp is ook aan my voorgestel. Julle sê welkom by ons en mag julle die kuiertjie hier by familie en vriende van harte geniet en ook vanoggend lekker saam met ons kuier. Seën ook vir julle. Vriende, ons gaan saam begin sing. Ons gaan so 4 liedere sing. Die eerste 2 kan ons sittende sing, en dan kom ons staan vir al 4 die liedere. Dan julle sal sien ook, van hulle sê almal, van hulle sê mans, van hulle sê vroue, ons volg dit soos wat dit op die bord dan ook staan. Kom ons sing dit lekker saam. Kom ons staan. Oh
net vir 'n oomblik so 'n bietjie terugkyk op die jaar wat verby is. Ek dink ons almal sal vir mekaar kan sê dat in 'n sekere sin was daar 'n gemengde pakkie wat ons gekry het, nee. Daar was vreugdes en daar was hartseer. Ek weet van baie van ons wat hier sit, wat 'n geliefde iewers deur die loop van die jaar verloor het. Ek weet van heel wat mense wat hier so sit, wat deur moeilike tye gegaan het, as gevolg van ander dinge in hulle lewe. Maar ek weet ook van babatjies wat gebore is, en van vreugde wat gekom het. En in hierdie gemengde pakkie kom ons ook vanoggend by mekaar. En onthou ons dat Jesus se koms nie maar net hierdie pragtige, sentimentele kindjie is wat gebore is, maar dat ook sy omstandighede nie maklik was. In 'n krib. Sy ouers het nie 'n plek gekry in die herberg. In 'n vreemde, klein dorpie Bethlehem. Ons weet dat dit wat daarop sou volg, net swaar kry en lyding ook sou wees, in baie opsigte. Dit wat ons oormaak in hierdie wêreld. Hierdie Jesus, hierdie kindjie, het deel geword van hierdie wêreld. Hierdie stikkende wêreld. Hierdie wêreld waarin ons ook vreugde en pyn beleef. Vreugde en hartseer. Hy deel in daardie vreugde en hartseer. Kom ons bid. Here, as ons so by mekaar is vanoggend, dan is dit met vreugde in ons harte, want ons weet, U het na hierdie wêreld toe gekom. U het daardie godgelyke bestaanswyse in die hemel nie geag as iets om aan vas te klamp, maar omdat U ons so oneindig liefhet, U besluit om deel te word van hierdie wêreld, met al sy dinge, sy vreugdes en sy hartseer, sy oorloë en sy vrede. Dankie Here, dat U deel kon word het van ons, 'n mens kon word het soos ons, met ervarings en emosies soos ons. Dankie dat U verstaan wat dit beteken om mens in hierdie wêreld waarin ons is te wees, omdat U self ook hierdie wêreld ken en hierdie wêreld beleef het. Daarom kan ons na U toe kom, Here, met hoop in ons harte, die hoop en verwagting dat U weer gaan kom, die hoop en die verwagting, Here, dat ons die alle omvang van die heerlikheid wat U beloof het gaan ontvang, dat ons die hoop het dat U alle trane gaan afdroog en ons gaan heel maak in ons stikkendheid. Die geloof, Here, dat U die Here is van ons lewe. Dat ons die vreugde het, omdat ons reeds weet, ten spyte van alles, dat ons eintlik net 'n loflied het. Die vrede, omdat ons weet, ons staan in 'n regte verhouding met U. Net oor een feit, U het deel geword van ons wêreld. En nou het ons die vrede, wat alle verstand te boven gaan. Amen.
vriende, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, sodat elke een wat in hom glo, die ewige lewe mag hê. En is hierdie selfde God wat ons so lief het, wat ons elke een groet vanmôre, persoonlik omgroet. Mag God se genade, mag die genade en die liefde van die Vader, die verlossing van die Seun, die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Ons gaan staan, dan sing ons die volgende liedere saam. Oh
geskenk van Jesus in die krippie ons lewens verander. Hoe verander hierdie geskenk ons lewens? Nou, ons skriflesing kom vanmôre nie uit een van die evangelies nie, maar 'n brief van Paulus aan 'n baie jong dominee Titus. En ons lees net so 3 versies met mekaar saam. Want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense en voed ons op sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en Godvreesend kan leef. Deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp, terwyl ons uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en verlosser Jesus Christus. Hy wat homself ter wille van ons gegee, om ons los te koop uit die wet, alle wetteloosheid, en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. Dan ook Jakobus 5 vers 14 tot 17. Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. En een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie. Wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Nee, hy spring my rond. Nee, wat doen jy nou? Vriende, daar's 'n woordjie in ons teks vanoggend wat in die vertaling so 'n bietjie verlore gaan, en dis die woordjie geduld. En oor daardie woordjie wil ek vanoggend nogal 'n bietjie gestel is. Want sien, in hierdie moderne wêreld waarin ons leef, is die mantra waar volgens ons leef onmoontlik. Dit moes eintlik al gister gebeur, nie vandag nie, onmiddellik. Wag in hierdie wêreld is 'n vloekwoord. Ek het 'n grappie eendag gehoor, eintlik het iemand dit vir 'n prof van ons gesê, wat 'n verskriklike moeilike prof was. Hy het ons Ou Testament gegee. En eendag gaan hy af in die klas en hy skel een van die studente en skielik stop. En hy sê, jy gaan seker eendag op my graf kom spoeg. En spitsvondig kyk die student om soos wat net 'n student kan wees. En hy sê vir hom, prof, ek hou nie daarvan om in 'n ry te staan. Hy hou nie daarvan om te wag nie. Dit is waar dit gaan. Wag is 'n vloekwoord en geduld 'n woord wat uit die sprokie van Alice in Wonderland kom. Ons sal sê wie wag is 'n ou sukkelaar, 'n swakkeling. Ons leef in 'n wêreld waar ons
ons selfs nie eers empatie meer het nie. Wat armes eerder vermy moet word, want hulle is losers. Hulle hou ons net terug. Hulle maak dat ons nie onmiddellik kan kry wat ons graag wil hê in hierdie wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat sê, hoe ryker, hoe suksesvoller is jy. En hoe meer sukses jy het, hoe groter geluk beleef jy in hierdie wêreld. Image is alles. Prestasie is bliss. Die vraag is egter, wie is werklik gelukkig in hierdie wêreld? Is mense wat op die onmiddellike fokus, is mense wat op al hierdie sukses en prestasie en al hierdie dinge fokus in die lewe, is hulle werklik gelukkig? Interessante goed. En kom ek sê, dis nie navorsing wat deur die kerk gedoen is nie, dit is deur sekulêre mense daar. Daardie navorsing wys dat in hierdie wêreld waar daar soveel sukses en rykdom is en keuses en alles wat daarmee saamgaan, is mense meer ongelukkig as enige ander vorige geslag. Beleef mense in hierdie geslag baie meer stres as enige in 'n vorige geslag. Depressie en angs het die siekte van ons tyd geword. Ons beleef enorme finansiële druk. Ons leef voorgee lewens. Mense moet tog net nie sien dat ons nie kan byhou. Ons leef geïsoleerde en eensame lewens, met agter groot mure daar op ons eie, en ons ken nie eers die mense wat langs ons en agter ons en voor ons woon. Ons is te besig om te hardloop van die een ding na die ander ding. Ons is totaal en al ongefokus. Dis dan hierdie dinge, dan daar dinge, dan weer daar 'n ding. Ons leef in 'n gemeenskap waar daar 'n afname is in gemeenskap met mekaar. Die grootste rede, sê die slim mense vir ons, vir hierdie ongelukkige bestaan wat die moderne mens beleef, is juis die feit dat hy nie meer koneksie het met ander mense om nie. Dat daar nie meer diep innige verhoudings is, dat ons geïsoleerd is van mekaar. Dink maar net vir 'n oomblik wat sosiale media aan ons doen. Ek weet ek is self skuldig daaraan. Lê in die bed in die aand, en dis net hierdie klein skerm hier voor my. Sien van julle lag, want dit is seker so, nee. Ek weet dit is waar van my. Ons glo baie keer al die leuns wat in daardie verhale vir ons vertel word, wat ons op sosiale media sien. Baie daarvan gegenereer deur kunsmatige intelligensie, laat ons uiteindelik voel wanneer ons met hulle onsself vergelyk as niks werd. Want ons sien hierdie onrealistiese beelde en ons tref onrealistiese vergelykings met wat ons sien. En dan voel ons minderwaardig. Al hierdie goed, vriende,
onsself geskep het. En wat ons ook van onsself uiteindelik glo. Ons is wys gemaak in hierdie moderne wêreld, dat hoe vinniger, hoe meer ons het, hoe gelukkiger sal ons wees. Dan gebeur die teenoorgestelde, en kan ons nie verstaan hoekom dit so is. Ons is skielik meer eensaam, meer geïsoleer, meer onderdruk, dalk meer onrealistiese verwagtinge aan ons gestel. Ons lewe voor geen lewe, besiger as ooit van tevore, minder gefokus, minder betekenisvolle, sinvolle lewens. Minder tyd vir mekaar en ander. Alles in naam van ware, blywende geluk, so glo ons. Wat ek eintlik reeds eergister moes gehad het. En die kernprobleem is, ons het geen geduld. Ons wil nie wag nie. Ons wil nie 'n lang kyk op die lewe hê en 'n beplande lewe hê wat stukkie vir stukkie kom waar God ons uiteindelik wil hê. Een van die plekke waar ons iets van hierdie toedrag van sake die beste sien, vriende, is die geweldige afname in gemeenskapsinstansies. Waarvan die kerk geen. Dink 'n bietjie, waarom word die kerk al hoe leer? En dit is nie net die enkele kerk. Dit is baie rustig. Waarom? Want ons het besige lewens, gevul met 'n klomp ander goed, wat ons gister reeds moes gehad het. Ek glo dat Jakobus, wat ons gelees het vanoggend, ons hiermee nogal 'n bietjie kan help. Jakobus en Titus. Die agtergrond vir Titus se verhaal is dat Jesus een of ander tyd sou terugkeer. En dat daar 'n verwagting in Titus se gemeente was dat dit wel gaan gebeur. Maar dit was 'n gemeente wat so bietjie lopsided was in die sin dat daar 'n groepie ryk mense was en dan baie arme mense in die gemeente. Die armes het neergesien, die rykes het neergesien op die armes. Hulle die armes verag. Hulle het geglo die armes is in hulle pad om sukses te bereik in die lewe. Die rykes het nie geduld gehad met die armes nie. En kon nie glo dat die armes nie iewers kan kom in hulle lewe. Hulle wou nie wag. En die armes moes ten alle koste binne hierdie gemeente vermy word, want hulle was 'n meulsteen om die ryk gelowiges se nek. En as ek hierdie teks vanoggend op een manier kon saamvat, dan sou dit wees: moenie toelaat dat jy deur die wêreld meegesleep word. Die rede, as jy toelaat dat die wêreld jou meesleep, sal jy uitsak uit die Christelike lewe. Die lewe is nie maklik nie, vriend. Dit is 'n lewe vol beproewings. Ons het almal verhale van daardie beproewings wat ons deur hierdie jaar beleef het. Ons beleef gereeld versoekings. Ons beleef hoe mense
mense ons indoen en uitbuit en bedrieg. Hoe mense ons vooroordele oor ons het en ons beskinning. Ons beleef die konflikte wat ons dikwels onder mekaar het as huislede en as vriende. Ons beleef die boosheid van hierdie wêreld. Dan wil ons dikwels sê dat die kool die sous nie werd is nie. Waarom probeer ons nog sin maak van hierdie lewe? Is dit nie maar net beter om toe te gee aan die gang van hierdie wêreld nie? Dis mos tog veel makliker as om stroom af te gaan, as stroom op. Nie te sê, ja, die lewe is nie altyd maklik nie. Maar dit moet ons afsit om nog voluit die Here te dien. Ten diepste wil Titus 'n antwoord kom gee op die tergende vraag: hoe kan ons ware geluk en betekenis vind in hierdie lewe? Daar speel die woordjie geduld 'n belangrike rol. Dit is 'n woord met 'n ongelooflike ryk betekenis en omsluit al die volgende gedagtes. Die gedagte van volharding, bly getrou en lojaal aan God, ten spyte van wat ook al in jou lewe gebeur. Hierdie woordjie omvat ook die woord hoopvol. Moenie mismoedig word nie, maar wag met verwagting, want die Here kom weer. Hierdie geduld is daar om vir my en jou te help om karakter te bou, ons karakter uit te bou om volwasse in ons geloof te kan word. Geduld is nie om goed bloot maar net te verduur en te sê, laat Gods water oor Gods akker loop. Dit gaan oor getroue volharding wat lyding en geestelike krag in ons lewens verander. Ek moet nogal sê, ek het die laaste jaar nogal baie hiermee gestoot. 2 motorongelukke in 2 maande. Dit was daar. Nou oud gevra, Here, waarom? Waarom? Die een ding wat ek oor en oor beleef is hoe hierdie stuk swaar kry, hierdie ongelooflike ding wat gebeur het in ons lewens. En ons het aan een motor geklim, waar mense vir ons gesê het, ons moes dood wees. En daar moet lyding 'n stuk geestelike krag in my begin bou. Wat sê, ek is hier vir ander te doen. As om maar net by mekaar te maak en geluk in aardse goed te vind. Geduld is nie swakheid, maar 'n kragtige daad van vertroue in God se tyd in ons lewens. 2 voorbeelde word van ons gegee. Die een is die voorbeeld van profete. Word vir ons gesê dat die profete het gewag en ten spyte daarvan dat hulle die woord oor en oor en oor aan Israel verkondig het,
het Israel nooit geluister nie en het hulle tog verstaan dat hulle net moet wag, dat dit nie hulle tyd is nie. Job weer aan die ander kant is nog voor. Job het onreg beleef in sy lewe terwyl hy dit nie verdien het. Hy het oor en oor met die Here gestoei oor hoekom dit nou oor sy pad moes kom. Hoekom God eers sy kinders wegvat, dan sy hele bestaan wegvat, al sy rykdom en alles wat daarmee saamgaan. Maar uiteindelik het hy sy krag gevind in God. Is die een wat op sy tyd die uitkoms bring. Hierdie geduld is net moontlik, vriende, in gemeenskap. Hierdie geduld word net moontlik in 'n geloofsgemeenskap waar ons mekaar kan ondersteun en onderskraap. Daar word bereken deur hierdie slim mense dat mense wat in 'n geloofsgemeenskap ingeskakel is, minder angs beleef in hulle lewe, minder depressie beleef in hulle lewe, minder stres het in hulle lewe, omdat hulle ondersteuning het. Mense wat in 'n geloofsgemeenskap by mekaar is en saam leef, beleef sin en betekenis in hulle lewe en oorkom die isolasie en eensaam. Word aangemoedig om te volhard, nie moed op te gee. Wat het verkeerd gegaan in ons moderne wêreld? 'n gebrek aan geduld. Te midde van lyding. Wat verkeerd gegaan het in ons moderne samelewing is dat ons nie meer veerkragtigheid het nie, want ons is nie meer aan mekaar verbind om mekaar te ondersteun en onderskraap. So word ons karakter nie gebou om te kan wag en hoop en geloof dat die Here Jesus weer gaan kom. Kersfees, vriende, gaan nie net oor 'n kindjie wat in 'n krib gekom het, maar gaan oor hoe daardie kindjie my en jou lewe verander. Altyd. Hoe daardie kindjie vir ons dit moontlik maak om te midde van die swaar kry, want ons het by hom geleer, te kan volhard in hierdie lewe, 'n karakter kan bou. Hy het gekom nie om uiteindelik 'n kerk te begin nie, maar om 'n gemeenskap te bou wat mekaar kan ondersteun en onderskraap. En dit deur mekaar werk. Jakobus sê 3 keer dat God vertrou kan word in lyding. Want daardie lyding is net tydelik. Daarom kan ons geduldig wag. Christus is op pad. Omdat hy een keer gekom het met Kersfees, weet ons hy gaan weer kom. Ons het mekaar nodig tot hy weer kom. Ons weet nie wat 2026 vir ons gaan bring. Omdat ons dit nie weet, kom ons neer. Mekaar se hande, help mekaar om geduldig te wag. Maar ons weet,
Dankie dat ons mag weet, U kom weer. Dankie, Here, dat ons geduldig mag wag. Dat ons nie aan hierdie wêreld gelyk hoef te word, wat al hierdie goedkoop goed aan ons opris, al hierdie leuns vir ons bring. Dat ons eers suksesvol is as ons baie het. Dat sukses belangrik is. En dat die enigste manier om uiteindelik geluk en betekenis en sin in hierdie lewe te beleef is om iemand te wees in hierdie wêreld. Dankie dat ons tog iemand kan wees, Here. Nie in hierdie wêreld, maar in U koninkryk. Dankie dat ons kan weet dat ons in hierdie koninkryk van U weet dat U ons Vader is en ons U kinders. U vir ons sorg, ons deur die swaar tye dra en ons karakter bou. Ons hoop gee om te kan volhou. Om geduldig te wag. Amen. Kom ons dien die Here met ons dank. Dankie Here dat ons weet U sorg vir ons elke liewe dag. Al is dit maar net daardie skewe ou snytjie brood wat liefde is. Vir ons U loof en prys, Here. Dat ons kon niks maak. Gee Here dat ons nie net geloof
geloof ook in dade sal oorspoel. Dat ons die wat ons is en nood verkeer ook sal help. Ons geloof teenoor hulle sal uitleef, sodat hulle U ook kan leer ken. Hiervoor het ons hierdie dankoffer ook ingesamel om 'n verskil in die wêreld te gaan maak. Maar U Gees ons dan ook so lei om te weet waar en hoe U graag wil hê dit moet gebeur. In Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit, vriende, met 'n pragtige lied, een wat uit eie bodem geskryf is. En wat juis praat nie van 'n wit Kersfees, maar van 'n helder somerkersfees. Kom ons staan. Dat is Christus het gekom om ons lewens te verander. Die geskenk van God het ons kom verander, sodat ons geloof uitloop op dade. Ek het hierdie pragtige gebed iewers raak gelees. Kom ons bid dit saam. Laat ons God se helder oggendster verwelkom, 'n kind gebore in 'n stal,
'n seun gestuur om die wêreld te red, 'n redder wat alles kom nuut maak. Mag u lig op ons skyn, mag u lig in ons skyn, mag u lig deur ons skyn, mag die lig van hierdie Christus wees, die ster wees, wat ons lei na die nuwe lewe. Mag God se genade en liefde met julle elkeen wees.